Goeiemôre, dit is donderdag die 3de April. Vanoggend Lukas 15 vanaf vers 11 tot 13. Baie bekende gelykenis van die verlore seun. Vers 11, verder het Jesus gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het die besittings tussen hulle verdeel. Die lang daarna het die jongste seun al sy goed en geld omgesit, na 'n ver land gereis. En daar het hy alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkwis. Net tot sover. Jesus begin hierdie gelykenis met seker een van die ergste goed wat iemand in die Joodse wêreld kon doen aan sy pa. Om vir hom te sê, voordat hy dood is, gee vir my die helfte van dit wat ek gaan erf. My erfeiendom, my erfstuk. Uiteindelik het hy amper vir die pa gesê, ek dink eintlik jy is dood, geef my wat ek behoort te hê. En dan, die pa doen dit, hy deel die besittings, en die jongste seun sien ons, vat alles wat hy het, en maak het geld, dat hy kan reis, verreis ver, en dan is die hartseer, dat hy nie net iets by die moeite werd is, gaan doen met daai geld nie, hy gaan begin nie 'n nuwe lewe op 'n ver plek nie. Nee, hy gaan verkoos al hy geld. Die groot hartseer, dat hy dit wat hy by die pa gekry het, eintlik maar opmors. Doen mense dit nie, maar ook baie nie. Dat ons deur sonde en deur 'n losbandige lewe en deur 'n lewe wat ons God nie eer nie, ons lewens, ons tyd, ons energie, ons liggame verkwis. Die wonderlike wat ons in die verhaal gaan sien is dat God vergewe. Soek ons, wag vir ons, is daar vir ons. So dis wat Jesus in hierdie gelykenisse probeer vertel, dat enige mens vir God belangrik is, altyd welkom terug is by ons hemelse Vader. Maar 'n groot waarskuwing, dat ons nie die genade wat ons by God kry, en die liefde soos hierdie jongste seun sal minag, en uiteindelik gaan verkwis nie. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons U Vader kan noem. Bewaar ons, Here, dat ons soos hierdie jongste seun U minag, U uitstoot uit ons lewens. Ja, dit wat ons by U ontvang, verkoos en mors. Lewe, tyd, genade, liefde. Dankie vir elke mens wat om ons is, wat ons lewenspad met ons saamloop. Mag ons mekaar opbou. Here, saam U dien en U verheerlik. Ons bid saam vir ons land. Here, waar ons regering baie uitdagings het, gee hulle wysheid. Here, waar mense onverdraagsaam leef en waar geweld en misdaad en onreg hoogtyd vier. Bring genade en regverdigheid, vrede. Mag ons 'n voorbeeld leef van hoe U wil hê dat ons moet wees. Dankie dat ons kan bid vir ons gemeente, vir elkeen wat siek is, elkeen wat seer het. Here, U ken elkeen se pyn, se vrees, se kommer. En ons plaas dit in U Vaderhand. Amen.